Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie welkom, dankie dat julle hier so is. En baie dankie vir Jannie en Letitia vir ons wonderlike musiek. Kom ons luister dadelik weer verder.
Die sagte kuns van wees, Japaneese wysheid vir ons westerse siele. Daar's 'n ou gesegde wat sê, as die enigste gereedskap in jou kas 'n hamer is, begin alles naderhand na spykers lyk. Ons westerlinge het nogal 'n manier om dinge wat skeef is te wil reguit slaan, en as iets stikkend is, dan koop ons 'n nuwe ene. As 'n mens verkeerd is, dan wys ons hom of haar tereg met 'n PowerPoint skema of 'n aanhaling of 2 uit 'n chappies papier kits wysheid. Soos julle weet, is ek nie juis gaande oor slagspreuke nie, behalwe wanneer hulle jou uitnooi om te dink. Wanneer hulle die sogenaamde finale sê wil hê, dan klap my ore toe. Want ons het ook daardie manier, en ek weet nie of dit die Afrikaners is en of dit die Weste is nie, om te polariseer in ons sogenaamde wysheid. Ons neem 'n standpunt in, gaan staan aan 'n kant, en dan verkondig ons in slagspreuke hierdie standpunt, maar dit is die heeltyd polariserend, nogal hardvogtig, en dit het so, ek heb gezegd, klankie daarmee saam. Maar daar is ander plekke in die wêreld, waar wysheid nie met hamerslae opklink nie, waar sagtheid 'n krag word, en waar stilte die diepste insig bring. Nou Japan is so 'n plek. Ek wil dadelik halt en sê, ek is nie so seker nie. Want ek dink die wêreld het toenemend verander en kapitalisties geword en doengedrewe geword. En ek weet onder andere dat in 'n sekere sin kan jy maar sê dat die Ooste baie ver-Amerikaans het. Maar kom ons sê dan vandag, ons kan by die antieke Japaneese wysgeere kan ons bietjie gaan kers opsteek. En ek wil vandag na 6 sagte Japaneese wyshede kyk. Nie as vreemde Oosterse teorieë nie. Ek weet ons het nie 'n probleem daarmee nie. Maar as spieëls waarin ons onsself dalk vandag met nuwe oë kan sien. Daar was 'n jong vrou van 22 wat eendag op haar arms geval het en uitgeroep het, ek kan net nie my ma tevrede stel nie. Want sy fokus altyd op wat ek doen en daar's nooit plek vir hoe ek voel nie. En ek dink dit is 'n baie goeie opsomming enerzijds vir waar ons beland het in ons kultuur, want ons is geleer om reg te wees, reg op te tree en mooi te maak. Nou die eerste Japaneese kuns van wees is wat hulle noem wabi-sabi. Dis die skoonheid van die onvolmaakte. In baie van ons huise was daar sekerlik toe ons groot geword het die volgende reël: as iets gekraak is of gehap het, gooi dit weg, of as dit kosbaar was, bære dit net diep. Moenie dat die gaste dit sien nie. Dis daardie diep gewortelde gevoel van skaamte wat ons het, en daai wortel van skaamte dans sy reel met ons siele, miskien vandag nog in 'n sekere sin. En dit maak natuurlik dat die huispolisie in ons stokflou word. Veral as jy weet, daar kom gaste vir ete. Dan gaan kyk jy gou-gou. Wat gaan oral aan? In Japan gebeur die teenoorgestelde. Wanneer 'n keramiekbakkie breek, dan word dit nie weggegooi nie. Dit word weer aan mekaar gesit met goue hars. Dis 'n kunsvorm. Ek het onlangs vir julle genoem kintsugi. Om krake nie weg te steek nie. Dis 'n kuns. Die kuns is om krake nie weg te steek nie, maar dit juis sigbaar te maak, deur dit mooi te maak. En dan word die krake deel van die storie van hierdie vaas. En daarom sê hulle, so 'n voorwerp is veel mooier daarna as voor die
val. In ons lewens werk dit ook so. Ons almal dra ons eie innerlike barste en ons happe. Dis 'n droom wat nie verwesenlik is nie. Dis 'n verhouding wat skipbreuk gelei het. Enige teleurstelling. 'n Skandvlek of 2. Selfhelpboeke roep al te graag, move on. Die Japaneese antwoord sou wees, move with. Wabi-sabi sê, dra jou littekens en doen dit eerlik en openlik. Nie as 'n verskoning nie, ook nie vir bejammering nie, maar as 'n deel van wie jy is. Dis nie ons foute wat ons onvolmaak maak nie, dis die ontkenning van ons letsels wat ons kwesbaar maak. As ons kan leer om sag met ons eie krake te werk, kan ons dalk ook met mekaar veel sagter begin werk. En in daardie sagtheid lê die tweede Japaneese geheim. Ma, die ruimte tussen dinge. So my interessant dat die woord ma nou toevallig foneties nou ons woord ma is, van toe ek het nou tik, toe dink ek, maar dis nogal tekenend van ons ma's. Hulle is altyd die sagtheid, daardie ruimte tussen dinge. In die Weste hou ek en jy van 'n volgepakte gedoente. Wie van julle se oumas het nie gesê, ek kort nou net 'n plant vir daardie hoek. Ek het so groot geword, daar was altyd in die nuwe huis, in daai hoek is nog niks. Daar moet oral iets wees. Ons hou van vol programme, ons hou van vol sinne, ons hou van vol planne, en ons hou van vol lewens. Stilte voel vir ons soos 'n mors van tyd. In die Japaneese wysheid verstaan hulle die kuns, ma, die waarde van leë ruimtes. In musiek is dit die stilte tussen die note wat die melodie laat asemhaal. In 'n gesprek is dit die pouse nadat iemand iets gesê het, wat ons aan die dink sit en maak dat ons regtig kan hoor wat nou flissies gesê is. Aan talle van ons etenstafels is dit 'n gekletter en 'n gekwetter en mense praat onophoudelik en sommige families praat almal gelyk. En as iemand stil is, dan vra ons, wat is fout? Nee, niks nie. Nou, hoekom is jy vandag so stil? Soms is die mooiste teenwoordigheid 'n stil saamwees. In die stilte groei vertroue. Ek tik die sinnetjie gisteraand en vandag, toe ek dit in die motor sit en lees, toe dink ek gaan hierdie sin tweemaal sê. In stilte groei vertroue. Stilte sê, ek hoef jou nie te oorweldig met woorde nie. Ek is net hier. Wanneer daar rusplek tussen ons woorde is, dan begin 'n mens hoor waarvoor jou hart vanoggend uit die bed uit opgestaan het. Ons mees autentieke passies, behalwe daarvoor dat vertroue opdoem tussen mense vanuit stilte meer as tussen woorde en beloftes, dan spring ons passies ook op. Wanneer ons stil raak, begin ons autentieke self te ervaar. Dit bring ons by die derde een, Ikigai. Ikigai beteken die rede vir elke dag. Waarom is vandag? Waarom het ek opgedaag vir vandag? Nou weer eens, ons wêreld hou van doelwitte. Die kinders sê, wat is jou life purpose? Daar moet mos 'n groot plan wees, 'n suksesverhaal. En aan die einde van die suksesverhaal, as jy jou oorwinning oor die lewe behaal het, dan doen jy 'n TED Talk. Of jy word iemand wat op Instagram of Facebook video's maak en vertel hoe jy die lewe bemeester het. Maar Ikigai sê dit, hy sê dis nie altyd 'n groot roeping
wat ons lewens die moeite werd maak nie. Dis daardie eenvoudige dinge wat maak dat jy soggens wil opstaan. Vir my, party mense is dit kinders grootmaak, vir ander mense is dit 'n tuin, vir ander is dit 'n geliefde. En ons kritiseer dit so maklik as ons sê, jy moenie vir iemand anders leef nie. Daar's mense wat vir iemand anders leef. Daar's mense wat vir ander leef. Daar's vroue wat net vir hulle gesinne leef. Daar's 'n pa wat net vir sy vrou en kinders leef. Ons kan ons oordeele daaroor veel sagter maak. Vir ander mense is dit 'n koppie tee voor 'n houtstoof of 'n laat ontbyt wat die dag geur met die geur van roosterbrood en heuning. Nie alles in die lewe hoef indrukwekkend te wees om betekenisvol te wees nie. Ek en jy sit op 'n ouderdom waar ons kan terugkyk oor ons lewens en dan vra ons vir onsself, is dit die dinge wat ek wou vermag met my lewe toe ek jonk was, wat nou vir my laat voel dat dit die moeite werd was om te geleef het? Is dit werklik daai groot goed? En indien dit vir jou so is, voel jy vandag hoe dat iets aan jou knaag? Voel dit vir jou asof dit 'n mors van jou lewe was, of selfs dat jy onsuksesvol was, omdat die groot dinge, wat sommige ander mense nagejaag en bereik het, toe nou nie in jou lewe gebeur het nie? Knaag die goed aan ons? Of kan ons heeltemal anders na die storie van ons lewe kyk, na die klein oomblikke, na die eenvoudige dinge, daai plekke van betekenis waaroor ek dikwels gehardloop het. 'n Ouma wat soggens haar plantjies nat gooi, het dalk net soveel ikigai as die man wat miljoene rande se sake bestuur. Wat 'n prentjie in my kop opgekom hieroor, en dit is dat ons dikwels, wanneer ons vinnig leef, en ons leef vir ons beroep, dan het ons nie tyd om ons eie skoene te sien nie. Jy het baie geld betaal vir 'n mooi paar leerskoene, maar jy waardeer nooit jou skoene nie. Jy pluk hulle aan jou voete nadat iemand anders hulle rustig en stadig skoon gemaak het. En daarin is vir my 'n groot waarheid opgesluit oor die manier waarop ek en jy leef. Ons verbruik ons huise. Ons verbruik ons tuine. Dis verstommend as jy sien wat 'n pragtige plekke bou mense en laat hulle ontwerp. En die tuine word uitgelê. Dis lieflike stoepe en leefareas wat binne en buite een maak. En dan vra jy vir jouself, hoeveel tyd het daardie mense om daar te wees? Dis die mense wat die huis skoon maak en wat die gras sny en wat die tuin snoei, wat tyd spandeer by daai plekke wat ons soveel geld op spandeer het. Ikigai vra nie vir status nie. Dit vra net verteenwoordigheid. En kom ek staan net 'n oomblik stil by daai sin. Dit vra nie vir status nie. Ek het net nou daai lelike woordjie gebruik. Onsuksesvolheid. Dit is so 'n sterk ding in ons hamer, regmaak, regkap. Kom ek sê die lelike woord, ons fix dit. Ons wil alles regmaak. Dit is so 'n sterk term. Is jy suksesvol of nie? En dit maak dat ek en jy in ons eie oë status het, al dan nie. Hierdie vraag is vir my en jou as westerse mense belangrik tot die dag dat ons doodgaan, want elke dag dat hierdie konsepte nie reg in die bed gesit word in my en jou koppe nie, ly ons. Ons ly wanneer ons verkeerd dink oor ons eie status in die lewe, oor wie ek is, hoe ek opweeg, en dan moet 'n ou hierdie konsep gaan besoek en vra, waaraan het ek 'n suksesvolle lewe gemeet? En as ek elke dag my klein redes kan vind om op te staan, dan gebeur daar iets stiller in my hart. Groot doelwitte maak groot geraas
in jou kop. Klein vreugdetjies in en om jou. En miskien tussen die groot doelwitte deur, want hulle moet daar wees vir baie van ons. Maar daai klein eenvoudige vreugdetjies bring die stilte na jou hart toe. En dan het mens begin om die kuns van eenvoud te leer. Die 4de een is juist dit. Shibumi. Nou Shibumi is die eenvoud van volwassenheid. En dis vir my interessant, dat hoe meer volwasse ons word, en onlangs het ek in 'n praatjie dit gesê oor ouer word, dat as 'n mens jou identiteit sal maak 'n mandjie vol elemente van wie jy is, dan is dit alles baie meer uiterlik wanneer jy jonk is, en hoe ouer jy word, jy gooi dit nie weg nie, maar van hierdie elemente wat meer met die uiterlike te doen het, en met die sosiale status, en met die lere wat jy geklim het, en al die goed, hulle raak so bietjie minder belangrik, en word die fokus die innerlike jy, wie jy geword het. Hoe meer volwasse 'n mens word, hoe meer bring die lewe jou hopelik by daai plek van eenvoud, waar jy daai klein vreugdetjies kan koester, en waar dit jou hart sy stilte gee. Die stilte wat 'n oupa en ouma nodig het, om 'n ruimte te word vir die spartelende kleinkinders, en die siedende kinders, wat vroeg en worstel. In die Weste wil ons natuurlik graag reg aantrek. Ons wil die regte woorde sê, ons wil die regte vriende hê. Ons is altyd besig om onsself te verkoop. In hierdie week op Facebook, toe plaas een van my Facebook vriende vir die hoeveelste maal die volgende. Daar moet nog klikknoppies op Facebook wees. En hy het 'n rits van klikknoppies wat alles te maak het met sy irritasies met sy Facebook vriende. Jy weet mos hierdie een van die groot goed deesdae is, die jong mense skryf ek waardeer dit. En dan is daar altyd iemand wat sê waardeer. Of hulle sê ek is so bly ek is saam jou. En dan is daar altyd 'n ouer tannie wat miskien 'n taalonderwyseres was wat sê mens sê saam met jou. So het ons hierdie regpluk kultuur. Ons wil reg wees. Dit is asof ons nie 'n vrede in ons eie harte kan kry as ander mense nie ook reg is nie. Dit is angswekkend vir ons as dinge verkeerd is. Hulle is uit lyn, hulle is skeef. Ons wil daai hamer gaan haal. Waarom? Onwetend is ons die hele liewe tyd besig om onsself aan mekaar te verkoop. En ek is nie goeie blinkgepoetste ware as ek sê saam nie. Ek moet sê saam met. As ek waardeer nie reg kan spel nie, dan is ek nie blinkgepoetste ware nie. Die goed is ongelooflik belangrik vir ons. En ons het so groot geword, want ons is deur die skolastiese stelsel, is ons op rostrums gegooi en op verhoog gegooi met prysuitdelings, begrond op een enkele ding is, hoe vaar jy? So ons vra dit die hele tyd as 'n onderliggende tema in ons siege vir onsself. Hoe vaar ek? Hoe vaar ek? Hoe vaar ek? Hoe vaar ek? En dan projekteer ek dit op jou en ek kan nie met jou sag wees nie, want jy vaar so sleg as wat ek hoop ek nie vaar nie. Maar ek weet, ek is eintlik besig om in jou krake my eie krake raak te sien en daar's niks vir ons so angswekkend nie, want dan is ek nie verkoopbaar nie. Ons verkoop onsself die hele tyd. Dink bietjie miskien vanmiddag as jy op jou bed gaan lê, oor waar jy jouself oral aan mense probeer verkoop. En dan vra jy vir jouself, of jy nie baie meer vreugde en eenvoud in jou lewe kan hê, ook in jou verhoudings, as jy net al daai transaksies laat vaar, en net sal wees nie. En dis wat Shibumi doen. Shibumi is daardie sagtheid wat met die volwassenheid kom, wat nie meer 'n behoefte het om aan enige iemand iets te bewys nie. Dit is soos daai ou visserman wat ook nie meer met die kinders raas wanneer hulle die stok verkeerd ingooi nie, want hy weet die water sal hulle leer. Hy kyk net rustig en hy glimlag want hy weet dat na al die jare gooi hy ook soms die stok
verkeerd in, omdat hy die wind nie goed genoeg gelees het nie. En Shibumi lê daai kalm voluit. Dit is soos tee sonder suiker. Om jouself op te hou verkoop is soos om te leer dat tee lekker is sonder suiker. Dit is soos 'n verhouding sonder eindelose woorde. Dit is soos 'n kamer sonder blink versierings. Dis nie luiheid nie. Dis kalm geankerdheid. En wanneer jy eers daardie eenvoud leer ken het, dan begin sien jy selfs dat die belangrikste momente van kommunikasie sonder enige woorde geskied het. Ek gaan vir julle iets vertel wat nie deel van my notas of beplanning is nie. Ek het daaroor gewonder. Wanneer ek verjaar het, was dit 'n groot storie. Ek het al die mense wat ek ken genooi. Ons huis het soms gekreun van die mense. En dit is groot beplanning, want ek het, en ek het dit in Engels gesê, a sense of occasion. En so 4-5 jaar gelede, toe begin Johan vir my vra, want hy hou daarvan om mense te bederf, toe begin hy vir my vra, wat wil jy doen met jou verjaarsdag? En dan sê ek niks. En dan glo hy my nie, want hy ken my nie so nie, en toe reël hy 4 jaar gelede 'n partytjie, as 'n verrassing vir my, en toe kom hy Retina los, nee, dit was 2 jaar gelede, toe kom hy Retina los, toe moes hy die partytjie kanseleer, en toe sê ek bly die partytjie is gekanseleer, en toe sê hy vies vir my, want ek waardeer nie wat hy gereël het nie, en ons moes dit, terwyl ons mekaar in die oë kyk, met mekaar uitpraat en sê, jy moet my glo as ek vir jou sê, ek wil nie 'n partytjie nie. Maar hoe kan ek jou glo, want jy was nooit so nie? Maar glo my nou, want ek is nou so. En dis 'n vreemde ding, en toe dink ek hierdie jaar weer daaroor, toe hy vir my dieselfde vraag vra. Toe dink ek wil geen vorm van 'n partytjie hê nie. Toe vra ek vir myself, Philip, wat gaan met jou aan? Is daar fout met jou? En skielik, en veral in die week toe ek met hierdie goed sit, toe weet ek dis wat gebeur het. Dis die jare wat dit met my gedoen het. Ek het genoeg partytjies gehad vir 'n hele leeftyd. Daai hele blinkversiering, daai hele hoeha, daai hele groot storie ding is uit my sisteem uit. Ek het by 'n plek uitgekom waar die eenvoudigste momente op daardie dag is vir my lieflik, sielsvoedend. En dit word vir my die kalm plek waar ek wil wees nou, terwyl ek ouer word. Trouwens, te veel van 'n hoeha sal wegneem van my vreugde. Daai is 'n fase wat verby is. Ek dink, met ouderdom kan ons onsself toelaat om net meer eenvoud in ons lewens te akkommodeer. Nou daar's 'n volgende een, die 5de ene, Ishin Denshin. Ek weet nie of ek al hierdie goed reg uitspreek nie, hoor, maar kom ons sê nou maar. En ek moet bieg, ek het nie die moeite gedoen nie, ek het vir myself gesê, gaan nou na Google toe en vra, hoe sê mense hierdie woorde, toe dog ek, ag, dis nie belangrik nie. Ishin Denshin. Dis 'n hartstaal sonder woorde. Die Japaneese het 'n woord vir 'n stil verstaan, en dis hierdie Ishin Denshin. Hulle noem dit is van hart tot hart, sonder woorde. Ons wil verduidelik. Dis deel van hierdie verkoop, nee. Ek wil verduidelik. Ons wil motiveer. Ons wil oortuig. En hierdie week het ek 3 afsprake gehad donderdag vir koffie. En toe 2 mense my bel en sê, maar hulle het griep, hulle kan my nie sien nie, toe bly daar 1 oor. Toe neem ek die vrymoedigheid om die persoon te bel en te sê, ek sien nou net vir jou, jy weet, en ek gaan 112 km soontoe en terug ry. So is baie. Het jy berading nodig of wil jy sommer maar net bietjie kuier? Toe sê hy nee, ek wou sommer net bietjie kuier en ek sou sleg gevoel het as jy net vir my gery het. Nou is die afspraak na hierdie week toe aangeskuif. Maar weet julle wat doen ek? Ek bel hom en ek praat daaroor. En 'n uur later toe voel ek sleg daaroor. Hoe voel hy dat ek nie net vir hom wou Pretoria toe ry nie? Toe stuur ek 'n lang stemboodskap waar ek die hele storie mooi verduidelik en vir hom verduidelik hoe belangrik hy wel vir my is en hy moes net sê as hy wil, en ek gaan, en weet wat doen ek nog? Toe ek klaar is, toe gaan ek met die hele storie nog 'n keer aan. En ek luister donderdagmiddag die stemboodskap en ek dink, Philip, is jy van jou sinne beroof?
Jy stuur 'n ellelange boodskap waar jy 2 keer presies dieselfde ding sê en dis waaroor jy Sondag wil praat. Jy wil so graag verduidelik en motiveer en oortuig. En ek dink, as ons ouer word, dan kan ons vir onsself sê, ek is op daai plek waar ek kan aanvaar, my motiewe is suiwer, ander mense moet dit ook so aanvaar, ek sê net, ek kan ongelukkig nie. Volgende keer. Maar al die angs in ons kan gerus bedaar. Soms is die grootste troos of verduideliking net stilte. 'n vriend wat langs jou stil sit wanneer jy rou, 'n ma wat haar klein kindjie wat bang is, sy handjie vashou sonder om te jok en te sê daar is nie gevaar nie. 'n Blik tussen geliefdes wat alles sê sonder 'n enkele geluid. En as woorde nie werk nie, as daar nie woorde is nie, dan begin die hart self te praat. En dan kom hy uiteindelik by daai sagte les uit, dat die een wat eintlik as 'n stewige fondasie daaronder al die ander dinge lê, is dat alles verganklik is. Nou kan jy vir my vra, hoe kan jy nou vir my sê dat verganklikheid kan 'n fondasie wees vir al hierdie goed? Dit kan. En dit is. Dit is ons verganklikheid wat ons so franties maak. Dit is die wete dat ek het net soveel tyd, wat maak dat ons so jaag en storm en gryp. Dit is die wete dat dinge verby gaan, dat ons so ongelooflik wil beheer hê en krampagtig klou en bestuur. Die Japaneese het 'n diep besef van verganklikheid, wat hulle noem muyo. Muyo. Alles verander. Alles vloei. Ons westerse impulse wil beheer. Ons het versekering vir alles. Ons beplan vir alles. Ons het reëls vir elke ding. Ons het kontrolesisteme vir elke ding. Maar ten spyte daarvan bly ons lewens soos enige ander lewe, maar net 'n rivier wat vloei. Toe iemand eendag gesê, 'n Japaneese wysgeer het gesê, die kers brand juis mooi omdat hy stadig uitbrand. Maar ons brand hom ons dikwels aan al twee kante. Wanneer ons aanvaar dat niks vir altyd sal wees nie, raak ons sagter met onsself en met ander, en ons haal die gejaag en die gefluit uit ons borskas. Dan aanvaar ons moet beplan, maar ons beplan nie so asof daar in ons totale heil opgesluit is nie. Ons aanvaar dat ons beplanning dalk nie alles sal ondervang nie. Daar gaan fout gaan. Ons weet dat ons versekering nie alles sal dek nie. En dat ons pensioen ook nie noodwendig in al ons behoeftes sal voorsien nie. Alles het beperkings. Aan my en jou rykwyte, daar waar ons kan bykom om dinge bymekaar te trek, is daar altyd 'n einde. Jou arms is net so lank. Die res kan jy niks aan doen nie. Niks en niemand in hierdie lewe stap ook werklik elke pad saam met jou nie. Selfs die getrouste lewensmaat kan nie vir jou kanker dra nie. 'n samurai het gesê, die kers is mooi omdat hy kan doodgaan. Dis nie fatalisme nie. Dis 'n innerlike loskom van krampagtige beheer oor ons lewens en ons lot. Nie om handdoek in te gooi nie, maar om saam in die stroom te leer vloei. Soos 'n visserman wat leer hoe om die wind te bestuur. Hy wens nie die storm weg nie. Hy keer nie die wind af nie. Hy leer om sy seile reg te span. Ek sluit af. Ons kultuur sien sagtheid dikwels as swakheid. Ons glo nie dat sagtheid iets kan vermag nie. As jy nie raas nie, dan dink hulle jy het nie antwoorde nie. As jy nie alles reg maak nie,
dan dink hulle jy's passief. Maar in Japaneese wysheid ontdek 'n mens 'n ander soort krag. Dis nie hard nie, dis nie luid nie, maar dis standvastig. Dit beteken om 'n voller mens te wees, om vrede te vind in 'n ewige misterie en om die lewe se begeerlikhede met oop hande te dra. En dalk is dit die grootste wysheid van alles. Nie alles hoef reggemaak te word nie. Party dinge word mooier, juis omdat hulle iewers terug in die geskiedenis gebreek het. As jy vanoggend jou hande op die stuurwiel van jou lewe voel, jy kan voel dat daar is 'n klou. Daar's daai krampagtige beheer, bestuur, daai vrae wat te maak het met jou status, jou statuur, hoe aanvaarbaar jy is, hoe verkoopbaar jy is, hoe jou verlede lyk, of dit groot genoeg was, of jou storie besonders genoeg was. En wat gaan van die einde word? As jy daai hand op die stuurwiel voel, moet jy weet, hoe meer jy klou, hoe meer kom jy agter dat die sweet van jou angs sal daai stuurwiel elke keer weer uit jou hande laat gly, sodat die lewe vir jou kan leer, hy maak op die einde van die dag net wat hy wil, en die verrassings is baie, maar as jy kan leer om rustig en sag te stuur en met die pad saam te werk, dan kom daar 'n vrede en die lewe word soveel eenvoudiger. Dalk is jy kleiner as wat jy sou wees in die gemeenskap en van aansien. Maar in jou sal dit oukei wees. Want in daai stilte van jou hart waar die angs weg is, gaan daar een ding begin opdoem, en dit is die liefde vir die klein goedjies in die lewe wat toe al die tyd daar was, soos jou skoene wat jy aangepluk het, sonder om ooit lank genoeg na die pragtige leer daarvan te kyk. Mag ons stil word, mag ons sien, mag ons passievol word, en mag ons angs en ons krampagtige beheer so 'n bietjie laat skiet. Dit was my storie.
ek wil julle graag nooi vir koffie hierbo. So dit sal lekker wees om saam te kuier, die van julle wat tyd het daarvoor, mekaar so 'n bietjie in die oë te kyk en 'n lekker koppie koffie te drink. Baie dankie dat julle hier was vanoggend, dit was vir my lekker om julle te sien. En dankie aan julle twee vir die pragtige musiek. En die musiek het vir my so goed saamgevloei met die tema van sagtheid. Dit was nou werklik besonder. Mag julle 'n goeie week. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.